Liewe gemeente, vriende, baie hartlik welkom vanoggend hier in die kerkgebou. So bly om ten spyte van die kort vakansie nog heelwat van julle hier te sien. Julle is so welkom vanoggend, baie welkom. Ons YouTube waarmee ons die uitsending na buitekant toe doen is ongelukkig buite werking, maar ons sal later sal Elries hulle die opname dan op YouTube plaas en dan sal ons dan sou mense daar buite ook kan luister, maar al is hulle nou nie ingeskakel nie, wil ek ook maar van ons kant af kerkraad die gemeente ook baie hartlik welkom sê aan mense daar buitekant wat by ons inskakel en dan ook ons 3 tehuise wat ook deur middel van hulle televisies by ons inskakel. So aan elkeen van julle vriende 'n besondere woord van verwelkoming. Dan wil ek sommer net, terwyl ons nou praat, net vra, is hier nuwe intrekkers by ons vanoggend? Nuwe intrekkers, enige nuwe intrekkers? Het lyk nie heeltemal so nie, behalwe as jy te skaam is om te vra. Maar in elk geval, vriende, ek herhaal maar net die versoek weer, dat ons het in die voorportaal het ons 'n boek vir die nuwe intrekkers, en ons versoek is dat persone wat nou nie ingetrek het, of 'n tyd gelede dalk al, dat julle toch vir ons julle name en besonderhede in daardie boek skryf. Daar sal iemand wees wat die boek ook daar beman, en dan kan u daar inskrywing daar doen. Vriende, ja, en dan het ons vanoggend vir julle die baie hartseer nuus dat ons ouderling Louis Fourie se eggenote Aletta is gisterand so ongeveer 10:09 oorlede. Nadat sy 'n hele pad met dialyse geloop het, sy het nierversaking gehad, en gisterand 10:09 het Louis my gebel om te sê sy is weg, en ek wil vra dat julle regtig baie besondere voorbidding ook vir Louis en sy gesin sal doen. Sy 3 kinders, Corneille in Kanada, Samarie sy dogter en De Tooy sy jongste seun, en ook ander familielede, en dat u besondere voorbidding daar vir hulle sal wees. Vriende, dan ja, ons het in die laaste tyd, ek is nou by die gebedslys op julle bladsy 2 van julle kennisgewing blaadjie. Julle sal weet dat Marlene Kloete se man is ook 'n tydjie gelede oorlede, Andrei, en so 'n paar dae gelede ook Andrei Oosthuizen se vrou Elsa, sy is ook oorlede en so meer. Vriende, dan by die name daaronder, ek wil tog vir julle sê, vriende, ek het in die afgelope tyd heelwat by siek mense vertoef, aan tuis of in 'n hospitaal, en weet julle, dit is, ons moet tog in gedagte hou, veral ons wat gesond is, of tot 'n mate van gesondheid het, dat dit siekte is 'n geweldige ontwrigtende ervaring in mense se lewe. En daar wil ek vra dat ons die name wat hier genoem word op die blaadjie, dat ons regtig aan die mense sal dink, en die van u wat met hulle kontak het, of hulle ken, of wat van hulle weet, kan gerus met hulle ook in verbinding tree. Dan wil ek tog by die voorbidding, wil ek baie ernstige voorbidding vra vir ons beroepsproses. Ons het tot op hierdie stadium en 31 Maart, met ander woorde is eerskomende Dinsdag, dan sluit die aansoeke. Ons het sopas weer 'n aansoek gekry, so ons het nou 5 aansoeke, maar dit gaan maar baie stadig. Die kerkraad het toe besluit om vir my vir 10 jaar aan te stel, maar met die versoek dat ek asseblief op 91 asseblief tog sal aftree. Vriende, dan dink ek, weet julle, die oorlog in die Midde-Ooste raak ons almal. En dit het nie net implikasies vir die petrol en die dieselbedryf en die boere, die landbou, daar's ook baie maatskaplike ellende wat daaruit kan voorspruit. En ek wil vra dat ons as 'n gemeente regtig ernstige voorbidding sal doen, dat die Here daar tog wysheid sal gee, en dat sy koninkryk sal kom, en dat sy mag die mense sal beheer en sal bestuur. Anders kan dit op 'n baie lelike ding afstuur. Vriende, dan, ja, die plaasmark is nou nie eers komende Vrydag nie, maar eers weer die 10de.
En dan sou julle nou al gesien het op julle blaadjie of op die selfoon as julle dit daardeur gekry het. Die bazaar gister was 'n baie groot sukses. Daar het u die wins wat gemaak is, R111.924,90. En terwyl ons begroot het vir 104.000 man of meer, is dit 'n pragtige bedrag en ek wil maar weer soos gister ook by die opening van die bazaar wil ek ook namens die kerkraad baie hartlik dankie sê vir elkeen wat gewerk het. Vriende, regtig, die van julle wat daarbey betrokke was sal weet en sou gesien het hoe hard die mense gewerk het om die geleentheid vir ons waar te maak en so 'n pragtige sukses daarvan te maak. Dan wil ons maar net agter op die bladsytjie wil ons maar net beklemtoon, vriende, die gebed is vir ons 'n verskriklike belangrike faktor en ook projek vir die opbou van ons gemeente en ons wil tog vra dat julle werklik in gebed vir ons gemeente sal intree. En onthou asseblief van ons biduur elke Sondagoggend om 8:45 in ons saal en dan so meer. En dan net oor die genadegawe kursus. Ons sê vir julle dankie vir daar het 'n hele paar geregistreer, maar daar is nog baie tyd om te registreer. Asseblief vriende, ek weet nie of daai blaadjie nog ergens beskikbaar is nie, Elries by die deure of by die kantoor of waar. Alright, baie dankie. Dit is in die kantoor, ons het ook in die voorportale vir julle besorg. Ons sal so bly wees vriende as julle daar die geleentheid kan bywoon. En dan die kerk het so pas besluit dat ons die Goeie Vrydag, dit is nou die nagmaal eerskomende Vrydag, dat ons nie die diens 9:00 hou nie, maar 9:30. Maar nou daar is ook 'n optog voor die diens, die sogenaamde kruistog, en ons wil vir julle hartlik uitnooi om te kom saamstap. Ons gaan 'n bepaalde roete volg, die van ons wat saamstap asseblief, en julle moet asseblief dan Vrydagoggend 8:15 hier by die saal bymekaar kom en daarvandaan sal ons dan vertrek. Ja, en dan herinner ek julle ook maar net aan die nagmaaldiens wat net daarna volg. Dit is ons Goeie Vrydag nagmaaldiens en dan Sondag die Paas Sondag. Vriende, baie welkom weer eens en mag die Here dit vir ons 'n goeie tyd maak wat voorlê en mag sy liefde ons lei en vir ons dra elke dag. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paai tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Amen. Liewe gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Christus Jesus die Here, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Vriende, kom ons loof die Here met lied 280 uit ons liedboek. Ekskuus tog, ek is nou by die voorsang nog weer terug. Ons loflied is lied 197. Lied 197, Wonderbare Koning. Kom ons sing dit hartlik saam staande. Daarna kan jy maar weer sit.
Baie dankie vir hierdie pragtige blomme hiervoor. Ek weet nie wie is verantwoordelik daarvoor nie, maar dis lyk so mooi, vars, wonderlik. En dan vriende sal jy al sien die hele wêreld staan hier vol palmtakke en dit is nou nie verniet hier nie. Ons vier vandag Palmsondag. Nou vriende, dis 'n gebruik wat ja, dit het natuurlik begin by die intog van die Here Jesus in Jerusalem. Toe het die mense met palmtakke hom toegejuig en welkom gesê eintlik terwyl hy op die donkie ingery het in Jerusalem. En ek gaan vir julle net uit Johannes 12 interessant hierdie beskrywing van die Palmsondag kom in al vier die evangelies voor. So die evangelieskrywers het dit belangrik geag dat ons elke keer daarvan sal kennis neem. Ek lees net vir julle 'n kort stukkie uit Johannes 12 oor die intog vanaf vers 12. Die volgende dag, dit is nou terwyl Jesus nou nader gekom het na Jerusalem toe, die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan, moenie bang wees nie Sion, kyk, jou koning kom, en hy ry op 'n donkie. Jesus' disippels het hierdie dinge nog eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink, dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het, en dat dit met hom gebeur het. Dis maar net 'n kort beskrywing, vriende, van die intog in Jerusalem. Nou, ons weet nie presies wat in die paar honderd jaar kort na Jesus se hemelvaart en so meer, wat presies van die Palmsondag geword het, maar van die 4de eeu af, as hierdie Palmsondag gereeld gevier in byna al die Christelike kerke waarvan ek nou kennis dra. En nou die palmtakke, die palmblare en so meer was reeds buitekant die Christelike era, was die palmtakke 'n simbool van oorwinning, van triomf en van koninklike mag. En dit is waarom hulle palmtakke swaai toe die Here daar inkom. En dan het hulle ook gesing terwyl die palmtakke geswaai word, het hulle gesing Hosanna, Hosanna, en Hosanna beteken red ons, red ons. Vriende, ja, en daarom vier ons ook vandag Palmsondag. Ek gaan nie spesifiek daaroor preek nie, ek het 'n ander teks wat daarmee verband hou, maar in elk geval ons dank die Here vir die herinnering aan wat die Here vir ons gedoen het. Ek het eendag 'n baie besonderse boodskap gelees waar die bepaalde prediker geskryf het dat die intog van Jesus op die donkie in Jerusalem was ook maar net 'n soort van die beweging van God wat aan die beweeg is in sy wêreld en wat tot heil vir die wêreld beweeg in sy seun Christus Jesus. So vriende, dis 'n wonderlike geleentheid en ons is bly dat ons dit ook saam met die kerke oor die wêreld heen kan vier. Kom ons sing dan nou uit die Vlambundel lied 82, Hosanna.
Baie dankie vriende, baie dankie. Pragtige lied. Mense, ja, in die woord van die Here wil ek vir julle net rondom die wet van die Here net iets lees. Ons lees in Romeine hoofstuk 13, die bekende gedeelte by vers 9, waar die apostel Paulus skryf vir die Christene in Rome, al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit alles is nodig, omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar, dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader, as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Vriende, weet julle, in die Ou Testament is daar ongeveer 3 woorde vir sonde. Die bekendste een is die woord gata, en dit beteken, dit was 'n woord wat gebruik is om wanneer 'n boogskutter na 'n teiken skiet en hy skiet mis, dan is hierdie woord gebruik. So gata beteken om die teiken te mis. En broers en susters, as ons daaraan dink dat die doel van ons lewe is om die beeld van God te vertoon in hierdie wêreld, dat ons soos Jesus sal lyk, en dat ons veral die grootste van alles, die liefde ook sal uitstraal. En nou is dit so dat ons baie keer hierdie doel mis, dat ons hierdie teiken misskiet, en dat 'n mens daardeur in baie ellende kom, en baie keer ook vir ander mense baie ellende veroorsaak. En daarom, vriende, moet ons onsself maar altyd weer ondersoek, of ek nog in die regte rigting skiet, of ek nog in die regte rigting beweeg, of ek afstuur op die doel wat die Here God vir my het, naamlik die liefde soos Jesus ons liefgehad het. Kom ons bid net vir 'n oomblik saam. O Here ons God, ja, ons mis baie keer die doel, miskien nie moedswillig nie, baie keer half ongeërg of dalk onbewustelik, maar ons mis baie keer die doel, en dan is hier die verloning van die liefde en die gebrek aan die liefde tot ellende vir onsself en vir ander. As ons kyk na die wêreld met al sy oorloë en stryd en konflik en vyandskap, dan besef ons, Here, dat die kerk 'n geweldige rol het in die wêreld om die liefdesboodskap al meer en meer uit te dra, dat mense en volkere en veral landsleiers, wêreldleiers ook onder die invloed en die opdrag van die liefde sal kom. Vergewe ons waar ons baie keer, ja, miskien partykeer moedswillig, partykeer nie moedswillig nie, maar dat ons baie keer die doel van die liefde mis. Vergewe ons, o Here, en maak ons sterk deur u Gees om meer op die doel van ons lewe af te stuur elke dag. In Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sing lied 238 in verband met die wet van die Here God, enkel lig.
Liewe vriende, kom ons sing vanoggend. Ons kan gerus bly sit, maar dan sing ons regtig met oorgawe en innigheid, sing ons lied 491, lied 491, ek het Jesus lief. En daardie woorde klink tog ook ons besondere belydenis, dat ons die Here lief het en dat hy ons lief het. Ek het Jesus lief, hy is my lig en krag, en so meer, hy het ons lief, hy het ons skuld betaal. Die volgende vers, hy het ons lief en maak ons harte rein. Hom het ek lief, hy lei my op sy pad. En dan laastens, verlostes juig en wees in Christus bly. Ons sing enkele van daardie verse, 491. Baie dankie gemeente, kom ons lees vanoggend uit die woord van die Here. Ek wil uit die woord van die Here vir julle 'n gedeelte lees, en dan ook uit ons ou leerboek, die Heidelbergse Katekismus. Daar gaan ek lees by Sondag 21 en so meer by vraag 54 en 55 om aan te sluit by die woord van die Here. Ons lees in die Bybel, vriende, lees ons by 2 Tessalonisense. My Bybel is dit op bladsy 271. 2 Tessalonisense, net so die eerste gedeelte daarvan, eerste verse daarvan. Kom ons maak die oë toe in gebed. O Here onse God, vanoggend op hierdie pragtige herfsoggend wat U vir ons gegee het, vlieg daar ook maar baie gedagtes en vrae en vrese deur ons hart. En is ons so bly dat ons in hierdie pragtige ou kerkgebou kan kom stil word, ja, by mekaar in die gemeenskap van die gelowiges, maar die besonder by U, wat beloof het, dat U daar is, waar ons is. En dat U juist vir ons met die pragtige verhaal van die intog van Jesus in Jerusalem, kom vertel het, dat U aan die beweeg is, dat U ook na ons toe gekom het, tot heil, tot verlossing, tot ewige lig en saligheid, en ons loof en ons prys U daarvoor. Here, daar is ook vanoggend hartseer in ons harte oor Louis Smit en sy gesinnetjie, wat hulle eggenoot en moeder verloor het, Aletta. Hemelse Vader, wil U in die besonder daar vandag
u vrede gebied. Wil jy asseblief in daardie onstuimige harte vol hartseer u vrede gee, u sterkte, u rus, u kalmte. Ons bid ook vir die mense wat in die afgelope tyd hulle dierbares verloor het. Marlien, Loete, Andrei Oosthuizen, ook ander van wie ons dalk nie weet nie. Here, ons besef maar weer hoe stikkend ons lewe is, hoe kort ons lewe is. En daarom wil ons daaraan vashou dat u vir ons die lig is en dat u vir ons die lewe is. In 'n wêreld van dood en verganklikheid is u die lewe, is u vir ons die lewe. Ons loof en ons dankie daarvoor. Ons maak vanoggend u woord oop om daaruit te lees, om te hoor wat u vir ons wil sê. En die Here sê dit vir ons duidelik en maak ons harte oop dat ons dit duidelik sal hoor en dat daar 'n gewilligheid in ons harte sal wees om te doen wat u van ons vra. Mag u naam nou in hierdie diens geheilig en verheerlik word. Ons bid ek vir ons mense daar buitekant wat deur die YouTube ingeskakel is by ons dienste, ook by ons tehuise, dat u vir hulle werklik sal seën met u goedheid en u woord ook in hulle harte sal indra. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mense, ek lees vir julle uit die tweede brief van die Tessalonisense. Nou, ek gaan nou nie veel oor Tessalonisense sê nie, dit is ook maar een van die eilande in die destydse Klein-Asië, waarheen Paulus dan ook geskrywe het, soos Efese, Galasiërs en ook die ander stede en dorpe in daardie gebied. En as julle aan die begin van die tweede brief van die Tessalonisense daardie kursief gedrukte gedeelte lees, dan sal julle sien dat daar was maar probleme gewees, daar was verwarring en misverstande, ook rondom die wederkoms van die Here Jesus en so meer. En dit is vir Paulus stel het vir hom ten doel om net meer sekerheid en meer duidelikheid aan die gemeente daar te bring deur sy skrywe. Ek lees van vers 1 af. Van Paulus, Silvanus en Timotheus, sy medewerkers, aan die gemeente van die Tessalonisense, wat aan God ons Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En dan wil ek veral die volgende vers beklemtoon. Ons moet God altyd vir julle dank, broers, susters. En dis ook reg. En hoor nou hierdie mooi woorde. Want julle geloof neem sterk toe. En sonder uitsondering word julle liefde vir mekaar altyd meer. Is dit nie wonderlik nie, nê? Hy sê, julle geloof neem sterk toe en julle liefde vir mekaar word altyd meer, sonder uitsondering. Hy praat van dat almal daarbey betrokke is. Daarom praat ons met trots van julle in al die gemeentes van God en vertel ons van julle volharding en geloof onder al die vervolging en lyding wat julle moet verduur. Dit is alles is 'n bewys van die regverdige oordeel van God, naamlik dat hy julle geskik geag het vir sy koninkryk, waarvoor julle nou ook ly. Ek lees tot daar. Mense, dan lees ek in die Heidelbergse Katekismus, nou vir ons jong mense, of diegene wat nou nie so ingelig is nie, die Katekismus het destyds in die stad Heidelberg in Duitsland verskyn, waar 2 professore aan die universiteit die opdrag gekry het om 'n leerboek vir die jong kerke in Duitsland te skrywe, waarin die Bybelse waarhede sistematies uiteengesit word
en dit word oral ook dan begrond deur tekste, so dit is nie sommer net gedagtes vir die ouens uitgespreek het nie, hulle het maar net die waarhede van die Bybel wat verspreid is dwars deur die klompie boeke van die Bybel, het hulle bietjie gesistematiseer en dit bymekaar gesit en vir ons 'n pragtige leerboek gegee wat veral vir die jong Christene in Duitsland en later ook verder en verder gehelp het in hulle verstaan van die evangelie. Nou skryf hy by Sondag 21, dit maar soos die boek ingedeel is of die geskrif, by vraag 54, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? En as antwoord hulle, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag, vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uit verkies is, deur sy gees en woord, in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe, vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Pragtig, dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Dan die volgende vraag, vraag 55, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Nou, u sal weet, elke Sondag, of die meeste Sondae, dan doen ons die geloofsbelijdenis waarin daar onder andere staan, en ek glo aan die gemeenskap van die geheiliges. Wat verstaan ons daaronder? Eerstens, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. So die verband met die Here Jesus. Tweedens, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Nou, broers en susters, 'n tyd gelede het ek in 'n stowwerige boekwinkel, nou kan ek nie regtig onthou waar dit was, of dit in Gordons Bay was of hier ergens op 'n ander plek nie, maar het ek in 'n stowwerige boekwinkel 'n ou skildery teen die muur sien hang. Nou, dit was nie 'n goeie skildery nie, dit het my ook na 'n soort van 'n afdruk gelyk en so aan, maar iets het my oog gevang en ek het 'n bietjie nader gaan kyk. Dis 'n prent van Jesus wat op 'n donkie in Jerusalem inry. Agter hom palmtakke en so teen die môrelig. Nou, dis 'n ekspressionistiese prent. Met ander woorde, dit is nie geteken, dit is nie realisties geteken nie, dis verwronge geteken. Dit is hoe die ekspressionisme was. En daarom was in die skildery was die donkie en die man daarop was ook tamelik verwronge geteken. Maar wat my eintlik opgeval het, mense, is dat was dit die skaduwee aan die ander kant van die figure en die palmtakke. Dit was ook verwronge, maar dit was die skaduwee van 'n kruis. En onmiddellik het ek gedink, die skilder wou waarskynlik sê, Jesus se ingang in Jerusalem staan in die teken van die kruis. En is inderdaad waar. Daarom het ons vir hierdie mooi kruis ook hier op die skerm geplaas. Vriende, ek vind pragtige simboliek in die vorm van die kruis. Ek ry een aand van die wynplaas Jakkalsvlei naby Hubbersdale terug dorp toe ek daar gewerk het, en ek het nou nie gaan drink daai aand nie, of het ek kan nou nie onthou nie, maar ek ry toe nou terug dorp toe, en dit was 'n mistige aand, en dit het gelyk of die verligte kruis, wat ander kant die dorp opgerig is, in die lig hang, 'n pragtige gesig, so in die mistigheid, lyk dit of jy sien niks anders nie, jy sien hierdie pragtige, skitterende kruis, hang so half in die lig. En weet julle, my eerste gedagte was, dat die verlossende genade van God oor hierdie dorpie en gemeenskap hang, want dit was 'n stikkend klomp mense, hoor, laat ek vir julle sê. En my hart het daar 'n straal van hoop geflits, vir al die stikkende mense in die dorp en omgewing. Vriende, ek dink ons moet baie meer na die kruis kyk, nê? Ons moet baie meer na die kruis kyk, daar staan ook ene. Hier agter hierdie skerm is ook een wat ons later sal oopmaak. Ons moet baie meer na die kruis kyk. Wanneer die lewe jou wil oorweldig, broer en suster, kyk na die kruis.
Wanneer vrees oor die toekoms ons wil verpletter, kyk na die kruis. Wanneer sondeskuld jou wil laat sink, kyk na die kruis. Wanneer siekte jou knel met angs, kyk na die kruis. Waarom? Dis 'n teken dat God ons liefhet. Die bekende Hollandse professor Dr. A.A. van Roeder skryf, want dat is tog een fantastiese gedagte, dat God lief heeft. Dat God lief heeft, dat hy lief het. En hy noem het verder in die paragraaf wat hy skryf, sê hy, dis die innerlike beweging van barmhartigheid. Dis 'n mooi woord vir liefde, nee. Die innerlike beweging van barmhartigheid, die bewoonheid van God oor mense, God se verhouding met sy wêreld. Broers en susters, in die kruis, met respek gesê, in die kruis sien ek God. Sien ek God. Die vertikale as, daar het jy dit op die skerm, die vertikale as, laat my dink aan God wat na ons toe kom, of in die treffende woorde van Psalm 40, hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. O mense, as jy in die nood is, ons is so baie keer in die nood, nee. As jy in die nood is, roep tot God. Roep tog tot God en hy sal afbuig na jou toe. Hy sal afbuig na jou toe. God het gekom. Hy is hier. En weet julle, in die horisontale as van daai kruis, in die horisontale as sien ek iets van God se arms. Van God se arms wat ontfermend uitstrek en uitbrei oor sy wêreld. Ek hoor op 'n manier Jesaja 43 vers 6 daarin waar die Here verlossend roep, bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. In die kruis, vriende, sien ek God. God omhoog daarbo. As ons na die bopunt van die kruis kyk, God omhoog daarbo. Ons noem dit sy transcendensie, sy heerskappy bo oor alles heen. En dan almagtige skepper ook, maar dan ook God omlaag. Die kruis is in die aarde geplant. God omlaag hier by ons. Ons noem dit sy immanensie, sy inwoning by ons. Nou Psalm 113 stel hierdie waarheid stel hy van hierdie dubbele dimensie van God se verhouding stel hy in hierdie pragtige woorde waar hy sê, hoog bo al die nasies heers die Here, die transcendensie, daar hoog bo, ver, hoog bo alles nasies heers die Here en die geringe help hy op uit die stof. God in die hoogte, God in die stof. As jy op 'n dag in die stof en as van nood lê, die benouenis van hartseer, God is daar, by jou. Die woord het immers vlees geword, sê Johannes. Dietrich Bonhoeffer versig ergens in 'n gebed, o God, waarom is U so verskriklik naby ons? Maar vriende, in die kruis is daar ook vir my simboliek oor ons verhouding met God en die wêreld. In die vertikale as lees ek iets van ons verhouding met God, ons aanbidding van Hom, ons afhanklikheid van Hom, 'n kerk wat opkyk na bo, gedurig opkyk na bo. Maar in die horisontale as sien ek iets van ons verhouding met mekaar en met die wêreld, ons verhouding na buite. En in die een kruishout word die twee dimensies van ons verhouding na bo en na buitekant word dit saamgevat, saamgebind in 'n onverbreekbare eenheid. En so reflekteer dit ook die Bybelse ontwerp vir ons lewe. Wat is dit? Die liefde vir God en die liefde vir die naaste. Ek was nogal verwonderd om nou terug te kom by die Bybel, hoe dat hierdie dubbele dimensie van ons lewe pragtig in die eenvoudige teks van
2 Tessalonisense 1 vers 3 voorkom. Hoor net, Paulus skryf, julle geloof neem sterk toe, né? Ons verhouding na bo. Julle geloof neem sterk toe, wonderlik. En sê hy, julle liefde vir mekaar word altyd meer. U sien die na buite, die as na buite. En interessant genoeg, vriende, weer klink die dubbele mensie van ons lewe, ook in die Heidelbergse katekismus, waar hy antwoord, dat die gelowiges by die Here Christus gemeenskap het, geloof. Ons het geloof nie. En, dat elkeen verplig is om sy gawes tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend, die liefde. Ek wil eers met julle net kortliks praat en nie lank nie, oor hierdie horisontale as, ons gerigtheid en ons uitreik na mekaar en na die wêreld. Broers en susters, mense vereensaam, hoor. Mense vereensaam. Een van die somberste uitbeeldings van menslike eensaamheid kry mense in die een bedryf drama van die Franse filosoof en dramaturg Jean-Paul Sartre met die titel Die geslote deur. In die bedryf, in die drama is daar 3 gedoemde figure in hierdie wanhopige lewensdrama en hulle verkeer in 'n grou sel sonder lig, sonder venster of deur van ontvlugting. En daarby is die 3 mense in daardie vertrek nie vriende nie, maar bitter vyande en hulle praat nie met mekaar nie. Vreeslik. Mense vereensaam. Deur armoede, broers en susters, wat selfagting soos vodde afskeur. Gaan kyk maar na die mense. Religieuse skuld, wat jou laat steier voor God. Deur sosiale skuld, wat jou laat vlug van mense. Deur siekte, wat jou verstikkend isoleer. Deur wanverhoudinge, wat mense vervreem. Ek het so onlangs weer deur 2 boekies geblaai wat al jare gelede verskyn het. Die een is van die Duitser Eberhard Müller en dit dra die titel De wêreld is anders geworden. Die wêreld het anders geword. En die ander boekie is van 'n Rooms-Katholieke skrywer S. Kouwenberg en dit het die titel De vereenzaming van die moderne mens. Met baie eie tydse klanke, asof die skrywer se profetiese blik op ons tyd op 2026 gehad het, toon albei aan hoe dat die innerlike struktuur van die menslike samelewing in veral 2021ste eeu radikaal verander het en mense tot eensaamheid gefonnis het. Broers en susters, weet julle die prosesse van die groot wêreldprosesse van industrialisme, die misbruik van geld en mag, die gees van geldbejag wat ons in ons eie land so goed ken en so meer, verstedeliking, 'n gejaagde lewenstempo, selfisolasie, selfsug, dit het die mense gereduseer tot gebruiksartikels vir mekaar. Met ander woorde, as jy vir iemand van nut is, dan is jy in tel. As jy nie meer van nut is nie, word jy uitgestoot tot vereensaming. Ek lees ergens dat koning Juliana van Nederland het al in 1956, wat is dit, 50 jaar gelede, nee, soiets, het sy by 'n internasionale konferensie oor menslike verhouding hierdie tragiese woorde laat hoor: eensaamheid is het kenmerk van ons tyd. En anders skrywer dit druk die woord toestand so uit, hy sê, daar gaap in die vereensaamde hart van die moderne mens 'n intense honger na wat? Na liefde en begrip. Na liefde en begrip. Maar hulle kry dit nie. 'n Duitse skrywer skryf baie skerp daaroor, en dan praat hy van, in sy skrywe praat hy van Liebesunfähigkeit, en dit beteken liefdesonvermoë, en dan sê hy, ons weet nie meer hoe om lief te hê nie.
Ons weet meer om lief te hê nie. Maar goed, al genoeg nou eers van hierdie ellende, vriende. Het die kerk 'n antwoord vir hierdie eensaamheid? Het ons 'n antwoord vir die eensaamheid rondom ons? Tussen ons, hier's van julle wat eensaam is, ek weet. Het ons 'n antwoord vir die eensaamheid? Slaag die kerk daarin om mense in hulle eensaamheid op te tel en te versoen in sinvolle lewensverbande? Sommige is negatief daaroor. Ek lees dat kardinaal Lercaro, hy was 'n kardinaal destyds in Bologna in Italië. Hy het 'n treffende vergelyking gemaak deur te sê, die kerk laat my aan 'n restaurant dink. Laat my aan 'n restaurant dink. Hy sê, almal se aandag is op dieselfde saak gevestig. Almal verrig dieselfde handelinge, maar almal bly volslaaf vreemdelinge vir mekaar. Is dit waar van die kerk? Ek glo nie heeltemal nie. Maar het sal tog goed wees as ons luister na ons teks oor ons verhoudinge binne die kerk. Ek wil vir julle 3 dinge net opmerk oor die liefde in 2 Tessalonisense 1 vers 3. En dit sal goed wees as ons onsself tog daaraan meet, ook vanoggend weer, vriende. En dit is eerstens, vir liefde gebruik Paulus die woord wat ons nou al baie goed ken, agape. Goddelike omgee liefde. Waarmee hy wil sê dat die kerk speel nie met goedkoop liefde, wat soveel selfgesentreerdheid huisves nie. Ons werk met die agape, die goddelike omgee liefde. Tweedens sê hy, dat hulle liefde sonder uitsondering, en daarbij bedoel hy elke lid van daardie gemeenskap en gemeente, altyd meer word. Met ander woorde, elke gelowige speel saam in die spel van die liefde. Hulle verstaan hulle gemeenskaplike verantwoordelikheid om lief te hê. En derdens val dit my op dat hier so 'n spontane meerword van liefde is, asof dit vanselfsprekend is dat dit so in die Christelike gemeente gaan. Verbasend. Die goddelike omgee liefde groei en groei in daardie gemeente. Wat 'n getuieskrif, wat 'n model. Dit lyk soos Handelinge 2 vers 44. Vriende, en hierin, ek maak nou klaar, hierin lê die antwoord vir die eensaamheid van mense in ons eensame wêreld. In die liefde. Die agape liefde. Die liefde waartoe die kerk geroep word om dit te leef en te demonstreer. Want die agape liefde dring mense om nie vir hulle self te leef nie, maar vir ander. Die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer het juist geskryf dat die geloofwaardigheidskrisis van die kerk lê juist op hierdie terrein. As die kerk nie hierdie liefde vir ander leef nie, verloor die kerk sy geloofwaardigheid, sy smaak, en is daar inderdaad 'n soort verloning van die God van liefde wat ons stuur. Die Heidelbergse Katekismus het hierdie Bybelse visie van die agape liefde pragtig opgetel en dit baie prakties gemaak deur te sê dat elkeen, vriende, dis elkeen hoor, dat elkeen verplig is om sy gawes tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Nou broers en susters, geen eensaamheid is bestand teen die liefde nie, hoor. Geen eensaamheid nie. As die kerk sy arms uitstrek, ontfermend, vergewend, seënend, dienend, dan tuimel die skanse van eensaamheid, isolasie, onbetrokkenheid, skuld, vyandskap voor die aanslag van die liefde. Dit is wonderlik, liewe gemeente. Dis wonderlik as ek en jy die deurbraak deur eie trots en weerstande kan maak en 'n ander mens verras met 'n liefde wat vir hom of vir haar hoop gee. Dis wonderlik as 'n eensame mens deur my of jou toedoen besef en voel, hier is iemand vir my. Ek voel God se liefde hier. Ek is nie meer alleen nie. Daarom droom ek, broers en susters, en ek hoop julle droom saam met my van 'n dag dat ons as kerk by alle mense in nood en eensaamheid sal staan.
en vir hulle sê, ek is hier vir jou, ons is hier vir jou, die kerk. Liewe mense het met die warm hart van Christus na jou toe gekom. Maar dis nie so maklik nie. Dis nie so maklik nie. Ons het iets brandend nodig. En dit kom duidelik in Tessalonisense 2 vers 1. Hoor wat sê hy? Julle geloof neem sterk toe en julle liefde word altyd meer. Hoor julle wat kom eerste, broers en susters? Wat sê hy? Die geloof kom eerste. Die band, die gemeenskap met die Here. En uit die geloof groei die liefde. Broers en susters, ons weet, en die Here weet, ons kan nie die agape liefde leef, as ons nie vanuit die bron van die liefde leef nie. Die Heidelbergse Katekismus vertoon dieselfde verband as hy sê, dat die gelowiges met die Here gemeenskap het, dis die eerste, dit kom eerste, en dat elkeen verplig is om sy gawes tot nut en saligheid aan te wend. Hoor julle wat kom eerste? Die gemeenskap met die Here Christus. Alleen ware geloof lei tot ware liefde. Dit werk nie anders nie. Dit kan nie, want uit onsself kan ons nie. Hoor wat sê Jesus in Johannes 7 vers 38. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, stromende lewende water sal uit sy binneste vloei. En dan praat hy van die Heilige Gees en die vrug van die Gees, die liefde. Ek maak klaar. Mense, weet julle, ek weet nie, ja, ek sien dit by myself, ek weet nie of ons te gejaagd, te besig, te tydgedrewe geword het, om werklik ons verhouding met God weer te belewe en te laat groei nie. Dr. Koenie Burger, 'n kollega hier van Gordons Bay, skryf ergens, verdiep betekenisvolle gemeenskap met God het 'n mens tyd nodig waarin jy bewus raak van die Here se teenwoordigheid en stil genoeg raak om hom te hoor praat. En dan verwys hy na die aangrypende toneel by die berg Horeb, waar die profeet Elia God nie ontmoet in die orkaan, of in die aardbewing, of in die vuur nie, maar in die fluistering, in 'n windstilte. Stilte. Ek bid dat ons elkeen, ek persoonlik ook heel eerste, 'n nuwe ontmoeting met God sal hê, broers en susters. 'n heilige oomblik. 'n tyd van nadenke en hernuide oorgawe, van stil word by hom soos nooit tevore nie, van bid asof ons die eerste keer met hom praat, van luister asof ons hom die eerste keer hoor, en dat ons in hierdie ontmoeting sal bly, dat ons in hierdie ontmoeting sal leef, en vanuit hierdie ontmoeting gesterk sal word, om ons arms op te tel, en die ontferming van die liefde uit te brei oor al meer en meer mense, wat in hulle eensaamheid, dikwels verworpenheid, selfs veragtelikheid, die liefde van God so nodig het. Ek bid dat in die woorde van ons teksvriende, ons geloof sterk sal toeneem. Ek bid dat ons met passie in die Here sal glo, by hom vertoef, en hom met vreugde volg, en dat ons vanuit ons geloofsgemeenskap met Jesus, ons hande gevul met barmhartigheid en bewoonheid, sal uitstrek oor alle mense. Gaan kyk maar weer goed na die kruis. Sien daarin die liefde van God vir jou, maar sien ook daarin ons self wat uitreik en opreik na God, die bron van ons lewe. Sien ons hande wat uitstrek en uitreik na die mense, na alle mense, met die liefde en die deernis van ons Here en Hoof Jesus Christus. So lyk die kerk. Gerig na bo, gerig na buite. Ek vra eendag vir 'n man aan die strand, wat deur haglike maatskaplike omstandighede geworstel het, ellende. En hoe gaan dit nou met jou?
Toe sê hy vir my die mooiste ding, baie beter. Die kerk was by my. Sjoe, en toe huil hy. Die kerk was by my. Amen. Here ons God, mag dit tog heeltemal waar word, dat ons vanuit 'n nuwe gemeenskap met U, vanuit 'n nuwe wandel met U, die pad van die liefde sal stap, in 'n wêreld van eensaamheid, wat smag na hierdie liefde. Asseblief, help ons daartoe, in Jesus naam. Amen. Mense, kom ons dien die Here met ons dankoffers en daarna sal ons 'n laaste lied saam sing. Dit is lied 485. Here ons God, niks wat ons gee kan ooit vergoed vir wat U vir ons gegee het nie en steeds gee. Maar met hierdie offertjies kom sê ons wy opnuut ons lewe aan U. Amen. Mense, ons gaan dan ons laaste lied sing. Dit is lied 485. Ook 'n verwysing eintlik na die Palmsondag. O Heer, U laaste woorde dig by Jerusalem kom deur die loop van eeue soos met U eie stem. Aan my wat dood oorwin het, is alle mag gegee en so meer. Kom ons sing dit lied 485. Dankie.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen.